van julle voel saam met my asof gesondheid een van daai kosbare dinge is wat ons geneig is om die meeste oor te bekommer as ons dit begin verloor? Dan kom die tweede vraag. Ek hoop nie julle is hier omdat julle nou klaar julle gesondheid verloor het en dit is hoekom julle hier so is nie. Ek hoop ons almal weet dat ons hoef nie so lank te wag nie en dat ons hier kan saamgesels en saam kan leer om onsself gesond te hou, selfs al het ons nog geen gesondheidsprobleme nie. En dit is eintlik waaroor ons so klein bietjie ingefokus het op ons reeks van gesondheid van kop tot tone. Nou moet ek nog 'n toestemming gedagte by julle vra en dit is of dit oukei is as ons die Engelse slides gebruik. Ons het nou by Engelse plekke aangebied en ek het nog nie kans gehad om al hierdie slides oor te vertaal nie. So as dit reg is met julle gaan ek Afrikaans praat en daai kant gaan Engels praat en dan moet julle net asseblief waai as julle snaaks goed daar sien wat julle voel maak nie sin vir julle nie. Ons het begin besef al hoe meer dat dit help nie regtig dat ons net begin gesels oor gesondheid om net te kyk, okay, maar wat is suikersiekte en wat is bloeddruk en wat is die ding en daai ding nie. Want ek weet nie of dit so is met julle ook nie, maar ons kom al hoe meer agter mens weet nie altyd eintlik hoe moet die liggaam funksioneer as hy normaal is nie. So dis maklik om oor siektes te praat, want mense is altyd bekommerd oor siektes en ons sien al hoe meer mense met suikersiekte en mense met bloeddrukprobleme en mense met al die dinge. Maar mense kan oor daai siektes praat en nog steeds nie altyd weet wat is die normaal nie. So ons gedagte was gewees met hierdie spesifieke reeks is om so klein bietjie terug te gaan, 'n stapie terug te vat en te kyk maar hoe moet die liggaam eintlik normaalweg funksioneer. En dit is vir my 'n voorreg om daardeur te gaan weer, want dit gee vir mense daai opnuwe waardering vir wat die Here eintlik geskep het. As ons kyk nou hoe hy die liggaam gemaak het, dan kan mens net sê, wow, ons is regtig waar. Nou kan ek nie die Afrikaanse versie onthou nie. Fearfully and wonderfully made. Wat sê daai versie in Afrikaans? Ek is kosbaar geskep. Ek kan nie hom nou eintlik mooi onthou in Afrikaans nie. Nou dat dit my so tref. Maar ons is wonderbaarlik geskep, is dit nie so nie? En ek het so 'n bietjie getop en gewonder oor of ek net moet kom herhaal hier wat ons nou aangebied het by die vorige kerk, maar ons het daai lesings ook opgeneem. So my gedagte was gewees dat ons so 'n bietjie van 'n mengsel gaan doen. Ons gaan vanaand 'n nuwe stelsel aanbied of oorgesels wat ons nou nog nie by die ander plekke aangebied het nie. En dan vir die van julle wat miskien wil teruggaan en na die ander opnames gaan kyk, is julle welkom. Maar ons sal môre so klein bietjie praat oor of ten minste die beter weergawe. Die Afrikaanse weergawe. My man is Engels, so hy weet ons weet die Afrikaanse taal is die beste. Ons gaan die beter weergawe van die ander lesings ook aanbied, maar ons gaan vanaand 'n nuwe onderwerp ingaan. Voordat ons nou dieper in hierdie spesifieke area ingaan. Ons weet dat daar is so baie mense wat sukkel met die algemene siektes, bloeddruk, suikersiekte, al daai tipe van store. Maar wat van mense asem? Hoe gereeld dink julle by julleself, ek moet onthou om asem te haal? Enige iemand wat hulle self 'n remindertjie op die foon gesit het om te sê, onthou net, vat net 'n asempie. Dis een van daai outomatiese dinge wat mense heeltemal van vergeet, is dit nie so nie. Maar met dit gesê, daar's 'n paar dinge wat mense nie altyd besef wat jy doen en nie doen nie, wat miskien ook 'n bydrae kan maak. So ek het gedink ons kan so klein bietjie dieper kyk na die longe vanaand. En dit tref my altyd dat dit een van daai dinge is wat ons die meeste doen, wat ons konstant doen, maar baie min eintlik van weet. Nou, ek gaan nie in super baie detail ingaan nie, maar ons wil daarom net so klein bietjie beter idee kry van hoekom ons asemhaal en hoe ons asemhaal en wat kan ons daardeur leer. So ons gaan so vinnige blik kyk net na hoe die longe se struktuur is en ons kyk net hoe dit gemaak is en hoe dit geskep is. As julle nou na hierdie prentjie kyk, dit is nou die longe wat nou binnekant is, maar waar sit julle longe? As julle nou vir my moet wys, waar sit julle longe? As jy jou hand oor jou longe moet sit, ek sien ons wys agtertoe ook. Ek neem aan as julle agtertoe wys, is dit omdat die dokter altyd agter luister, as hy wil luister, hoe gaan dit, nie? Dis waar, die longe kan jy van agter af luister, as jy dan moet luister. Een van die redes hoekom dit bietjie moeiliker is om dit voor te luister, is omdat die hartklop so duidelik is voor. So dan sukkel jy om die longklanke lekker te hoor, want die hart se klanke is duideliker aan die voorkant. Maar dis reg, ons longe sit die hele borskas vol, sodat dit letterlik van voor tot agter is. En as 'n mens nou moet dink, waar sit jou long en tot waar gaan hy? Hoe groot is die longe min of meer? Het julle 'n idee? Alright, so baie van ons het die gedagte dat die longe tot aan die onderkant van die ribbes is, en ek moet eerlik wees, ek het ook so gedink vir 'n lang tyd, totdat ek in die lewerklas was, toe sê hulle, nee, die onderkant van die ribbes is eintlik daar om die lewer te beskerm, die longe sit nog so 'n bietjie bo dit,
So hierdie onderste ribbetjies gaan nog behoor die lewer aan die een kant en die milt aan die ander kant. So die longe sit so bietjie hoër as dit. Maar daai longe, uit die aard van die saak het, is nie die hele tyd dieselfde grootte nie. Stem ons saam? Hulle wissel, omdat ek asem in en uitvat die hele tyd. So daai longe sit nie net op 'n spesifieke plek nie, hulle het nog ruimte nodig om te kan beweeg ook. Nou, as ek nou, ek weet nie onthou of ek dit al vir jou verduidelik het, as ek vir jou moet vra hoekom of hoe beweeg die longe, wat is die grootste spier wat eintlik die longe laat beweeg, kan jy onthou? Amnesia. So 'n bietjie lank terug laas daaroor gesels. Wie weet wat is die belangrikste asemspier? OK. Diafragma is 'n groot woord wat ons nie almal in, asseblief, julle moenie voel asof julle vanaand al die groot woorde hoef te worry oor nie. Julle sal sien ek sit hulle in die skyfies in sodat ek slimmer kan lyk, maar ons hoef nie daai groot woorde te onthou nie. Maar die diafragma is een wat ons baie keer van hoor en veral in die sangklesse en die koorjuffrou seker het altyd gepraat van jy moet asemhaal dat jou hele diafragma sy werk kan doen. Die diafragma is daai hele spier wat daaronder lyk. Stem julle saam dit lyk soos 'n parachute? Dit lyk net soos 'n parachute, nee? Dit is daai groot spier wat daaronder sit. Nou, die ongelooflike ding van hierdie storie is dat die longe wat daar bo sit, is letterlik net sakkies. Dis al wat hulle is. Dis net lugsakkies. Ons kan aan hulle dink as ballonne en ek gaan nou nog 'n foto vir julle wys of nog 'n prentjie wys wat wys dit is 'n bietjie meer ingewikkeld as 'n gewone sakkie, maar dis eintlik maar net sakkies vol lug. Maar om daai sakkies vol te kry met lug elke keer, is daar 'n hele proses wat eintlik aan die gang is. So ons gaan nou so 'n bietjie verder kyk na dit. Kom ons loer net gou vinnig wat is die verskillende dele wat almal saamwerk vir ons om lug in te kan kry. As ek 'n asem invat en jy trek daai asem lekker diep in, mens dink nie regtig daaroor nie, nee. As jy deur die dag asemhaal dan dit is heeltemal outomaties, is heeltemal in jou onderbewussyn. Maar eintlik is daar al hierdie areas wat betrokke is want jy asem in en die lug gaan in by die neus. Dit gaan eintlik deur die sinusholtes, gaan al daai lug. Dan gaan dit af agter deur die asempyp en dan split dit van die asempyp af na die linker en regter long toe en dan jy al hierdie takkietjies wat so uitkom. En dis kleiner en kleiner en kleiner takkietjies of daai pypies tak so of vertak eintlik totdat daai kleinste takkies kontak maak met die sakkies wat die longe is en daai sakkies is almal vol babbeltjies. Wie van julle het al met 'n bubble wrap gespeel? Een van die ek weet nie of julle ook daai selfde ervaring het nie, maar as jy met bubble wrap in jou hand sit, is dit moontlik om met jou vingers stil te sit. Dis nie moontlik nie. Longe lyk amper dieselfde. Ek weet nie of dit 'n voorreg is of 'n erge ding is nie, maar ek het al die voorreg gehad om saam te assisteer met operasies waar jy eintlik die longe kan voel en ek het my hande in 'n borskas in al gehad. Dit is 'n redelike ervaring om te beleef, maar dit voel amper net soos bubble wrap. As jy die longe aan dit vat, dan voel dit soos bubble wrap, behalwe dis kleiner bobbeltjies. Daai luggaatjies is baie kleiner as met bubble wrap. Nou met hierdie hele stelsel wat nou so saamwerk, met al daai snaakse woorde wat mense dit wil gee, het jy basies 'n stelsel waar daar pype is wat die lug afvat, jy het pypies wat die lug opverdeel en dit invat in hierdie bubble wrap sakkietjies in. Dis basies die konsep van dit. Nou kan 'n mens, as jy nou so daaraan dink, ooit glo dat dit is wat ons aan die lewe hou. Is dit nie ongelooflik as jy daaraan dink nie? Kom ons kyk so klein bietjie dieper en as ons nou infokus op een van daai babbeltjies. Nou, ek moet sê daai babbeltjies is bitter klein. Hulle is regtig waar. Selfs al voel jy dit met jou vingers, dit krinkel maar net amper soos wat is nou die woord? Cocoa Pops of julle weet so Snap, Crackle en Pop se pap Rice Krispies. As jy Rice Krispies die klank, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar dit voel soos wat dit klink. Ek weet nie hoe dit. Maar dit is bitter klein. Dis sulke fyn klein babbeltjies. So klein dat letterlik een van daai babbeltjies is in kontak met 'n klein aardjie waar die bloedselletjies letterlik in single file kan deurloop. Kan julle onthou as jy in die skool in die lyn moes gestaan het en hulle sê vir jou met single file, dan is dit net een op 'n slag. Hierdie aardjies is so fyn dat die rooi bloedselletjies letterlik een vir een daar moet deurgaan. Hulle kan amper nie twee langs mekaar deurvloei daar nie. Dis so klein daai aardjies is. Nou so klein aardjies daar is in kontak en dit bedoel dat die hele long vol is daar al hierdie klein babbeltjies wat in kontak is, noue kontak is met hierdie fyn klein ou aardjies.
En hoekom het die Here dit so geskep? Sodat dit die grootste moontlike oppervlakte skep waar die aardkies so naas moontlik aan die suurstof kan kom. Want deur hierdie bubbeltjies se wand, reg deur daai wand, is waar al daai suurstof moet deurgaan. En die suurstof gaan na die are toe en die koolstofdioksied gaan na die longe toe, sodat ons dit kan uitasem. So eenvoudig soos dit. So wat jou en my aan die lewe hou, is hierdie bubbeltjies wat naby genoeg aan die bloed kan kom, sodat wanneer ek inasem, gaan daai suurstof deur al die pypetjies af tot by die bubbeltjies en die suurstof kan in my bloed ingaan en die koolstofdioksied kan terug in die bloed inkom sodat ek dit kan uitasem. Is dit nie ongelooflik nie? Ek weet nie van julle nie, maar selfs al kyk mens na net hierdie paar pypies en bubbeltjies, dan staan jy terug en jy sê, wow, kyk wat het die Here geskep. Nou wil ek vinnig vir julle net deel wat kan verkeerd gaan in hierdie proses, want dit gee my nog 'n groter waardering vir wat ons eintlik het as alles reg gaan. Daai aardkies, waar daai bloedselletjies so een vir een so met deurgaan, want dit is so klein, is so fyn en klein, dat as daar 'n klein bloedklontjie daar vorm, dan maak dit skielik dat die bloed in die hele area van die long nie kan, want dit maak 'n traffic jam wat dan 'n klomp verskillende takkies en areas affekteer. So een klein klontjie in daai long is genoeg om iemand te laat doodgaan. Het jy al gehoor van iemand wat 'n klontjie in die long gehad het, of hulle noem dit 'n pulmonary embolism gewoonlik? Dit is een van die goeters wat dokters die meeste voor bang is, want dit gebeur partykeer onverwags. Dit kan gebeur na karongelukke waar 'n bloedklontjie is wat gevorm het iewers anders waar daar besering was en deur die lyf gegaan het. En hierdie aardkies is doeteenvoudig te klein en te fyn vir daai klont om verder deur te gaan. So as hy onder van die bene af rond beweeg het, die klont kon nog beweeg het totdat hy by die long kom, en kan hy nie verder nie want nou aardkies is te klein. So ook kan daar klonte daar vorm as mense hartprobleme gehad het of longprobleme, of klontjies as mense onreëlmatige hartklop in die longe, onreëlmatige hartklop het, dan kan daar klontjies vorm in die hart wat dan ook vassit in die longe se are. So as mens net dink aan daai paar goedjies wat verkeerd kan gaan, dan wonder mens, wow, weer eens, as ek my hele 70, 80, 90 jare lank lewe en hierdie longe doen maar net hulle ding asem vir asem, is dit nie ongelooflik nie. Mens kan eintlik daardeur weer eens net sien hoe die Here se hand die hele tyd op ons het. Is dit nie so nie? Nou as ons nou kyk na hierdie, ons het nou ingezoom op die klein detail daar, maar kom ek wys gou vinnig vir julle nog 'n ou prentjie hierso. Daai is nou maar net 'n prentjie wat 'n bietjie meer daai stelsel verduidelik. En ek het gedink om sommer net ook by te deel, miskien moet ek eers net gou vinnig pause. Is dit nog interessant? Want dit is vir my interessant, maar ek wil nie vir julle in 'n koma in slaap koma in praat nie, dat dit vervelig is nie. As ek nou na hierdie storie kyk, dan kan mens die volgende vraag vra: wat het die Here als nou nog ingebou in hierdie stelsel in om alles nou goed te laat werk? Want ons het nou gepraat van daai klein ligbubbeltjies en ons praat van daai klein bloedaardjies. Maar as ons sommer maar nou net gou kyk na hierdie boonste area, wat sou nou ek weet nie van julle nie, maar dit lyk vir my skriklelik. As ek hierdie prentjie sien van hierdie holtes, hierdie sinusholtes, ek is baie bly die Here het dit mooi weggeberg, want dit is nie eintlik vir my verskriklik mooi nie. Maar die vraag is, hoekom lyk dit so? Hoekom het ons al hierdie gate binne in die skedel wat al hierdie holtes en plekketjies het? Die ongelooflike ding is dat hierdie klomp holtes is wat jou stem se tone gee. So dit gee vir jou stem se klank, jou unieke stemklank. Dit is deel van wat vir jou eintlik ook volume kan gee as jy praat. Dis nie net jou stembande self nie, maar dit is al die klank wat weergalm. Ek weet nie presies al die details van hoe dit werk nie, maar dit is deel van wat vir jou stem kan dat volume gee. En dan al hierdie sinusareas het mos nou slijmvliese aan die binnekant. So dit maak ook dat die lug wat baie keer baie droog kan wees, dit is 'n hele proses om seker te maak dat daai lug bevochtig word, wat dan dit beter laat werk om daai suurstof oor te laat gaan in die bloed in. As die lug super droog is, dink aan wat maak 'n slijmvlies as hy droog is. As jy nie genoeg water gedrink het nie en is baie droog en jy's in 'n plek waar die lug baie droog is en is baie warm, wat gebeur naderhand? Daai slijmvliese raak amper asof hy kraak, is dit nie? Of jy kan klein wondjies kry, so dis die vochtigheid wat daai slijmvlies beskerm. Dis die vochtigheid wat die lug bevochtig. Dan het hierdie sinusholtes ook 'n werk om die lug warm genoeg te maak, want dit moet 'n sekere temperatuur ook wees vir al daai gasse om op die regte manier op en af te kan beweeg soos wat dit moet. So dit is vir temperatuur, dit is vir stem, dit is vir bevochtiging.
En dan uit die aard van die saak uit, is al hierdie slijmvliese vol van klein, fyn haartjies. Sulke klein, fyn haartjies, dat jy dit eintlik met 'n mikroskoop moet sien, jy kan dit nie regtig sien nie. Ons het haartjies in die neus, afhangende van ons ouderdom, of as jy nou sekere van ons wil ons met haartjies met 'n tweezer uithaal, en ander van ons weet nie eers van die haartjies nie, maar dieper in, al die pad, in die hele ligweg, letterlik tot onder toe, is daar klein haartjies, en hulle het ander name vir dit ook. Wat maak al die klein haartjies? Enige gedagtes? Presies. Hoeveel kere vat ons 'n asem wat daar stof of styfmeel of wie weet wat nog in die lug is? Dit gebeur mos eintlik maar die hele tyd, is dit nie? So dis deel van wat al hierdie pypies voor is om die foreign bodies, as ek dit nou in Engels sou gesê het, al die dingetjies wat nie daar moet wees nie, om dit op te vang, vas te vang. En die ongelooflike ding is, al daai klein haartjies wat in hierdie lugweg is, al die pad tot onder, het eintlik 'n ritmiese en spesifieke beweging self, sodat as jy ietsie inasem, daai stofkorreltjie wat al die pad nou verby hierdie lot kom en nou hier gaan vassit, daai stofkorreltjie word letterlik met daai klomp haartjies opper en opper en opper en opper gestoot, totdat hy weer eventually uitkom aan die bokant. As hy al die pad tot bo kom, dan is dit of ietsie wat jy deur jou spoeg, inslug in jou maag in, of as hy tot hoog genoeg kom, dan blaas jy hom uit as jy jou neus blaas. Is dit nie ongelooflik nie? Hoeveel dingetjies het die Here nie aangedink nie? Hoeveel detail het hy nie ingebou in hierdie klein sisteme nie? Kyk nou weer na hierdie, dit is daai lugbabbeltjies wat ek julle van gewys het, wat diep aan die onderkant van die longe is. Hoe dit gevorm word soos klein druiwetrossies. En elke klein druiwetrossie, ek weet nie of julle die detail so mooi kan sien op die prentjie nie, maar elke druiwetrossie het 'n hele netwerk, soos 'n klein net van aardjies, wat dan nou om daai druiwetrossie is, om seker te maak dat die bloed in kontak kom met daai membrane. Is dit nie ongelooflik nie? Nou het ek 'n vraag om julle te vra. Ek weet nie, dit mag dalk 'n bietjie van 'n snaakse vraag wees. Ek het al voorheen in die moeilikheid gekom. Dankie meneer Erasmus. Nou kan julle dit mooi sien. Peter, nê? Kyk net daai hele netwerk van aardjies wat om daai babbeltjies sit. En nou wil hulle hê mens moet glo dat die hele storie, van haartjies tot slijmvliese, tot aardjies, tot babbeltjies, tot pype, het per ongeluk gebeur. Is julle met my? Is dit moontlik, as mens na dit kyk? Is dit moontlik om jou brein so ver te rek, dat jy kan dink, hierdie goeters kan per ongeluk gebeur? Daar's 'n versie in die Bybel wat by my gedagtes opkom as ek hierna kyk, wat sê, met elke asem wat ek neem, sal ek die Here loof. Ek dink dit was Job wat dit gesê het, as ek dit nie met het nie. En as mens, ja. Dit stelselmatig moes ontwikkel het, was daar 'n hele tydperk waar daar geen suurstof in die longe kon kom. Dit is wat nog nie vir my heeltemal, ek dink ek is dalk net te blond om daai ene lekker te kan verstaan. Want as dit stelselmatig moes gebeur het, en nie net stelselmatig nie, maar hulle sê ook dat dit wat eers nie reg gewerk het nie, het mettertyd self reg gekom. Nou wat gebeur as hierdie storie nie reg werk nie? As daar nie haartjies is nie, dan kom al die stof en goeters in. Sal daai persoon dan oorleef, totdat die haartjies uiteindelik self ontwikkel? Dit maak mos nie sin nie. As daai haartjies nie reg was nie, en die bloedvloei was nie reg nie, en ons klonte daarso, sal daai persoon oorleef, om dan sy nageslag sterker en beter te kan maak. Dit maak mos nie sin nie. Ok, nou voordat ek daar vashak, kom ons kyk na nog 'n stukkietjie. Ek wys julle vinnig hierdie prentjie. Nou, ek moet miskien hierby sê, hierdie is my pogings om met ChatGPT te werk. Ek het nog nooit voorheen ChatGPT prentjies gemaak nie, en dit is nog 'n ervaring, want jy kan vir iets vra en iets heeltemal anders te kry as wat jy voor gevra het. Ek het nou nie al die snaakse goeders hier ingesit vir julle om te sien nie. Maar ons het vir Healthy Harry, ek het vir ChatGPT gevra om sommer maar nou net vir my 'n persoon te hê, wat ek dieselfde persoon kan hê, wat ek al die goedjies mee doen, en ons het nou besluit, ons noem vir hom Healthy Harry. En Healthy Harry se longe lyk min of meer soos wat ons nou al hierdie foto's van gesien het. Gelukkig gesien ek hierdie foto, kan mens dan min of meer, met al hierdie pyltjies, kom ons kyk 'n bietjie wat hier aangaan. As ek 'n asem het, wat ek nou wil intrek in my longe in, wat moet alles gebeur vir daai asem om in te gaan? Om dit
eintlik so eenvoudig as moontlik daaraan te dink, kan mens daaraan dink dat hierdie longe wat binne in die ribbekas sit, met 'n laagie van nattigheid om dit. Dit is amper soos as jy, wat is nou die beste manier om te verduidelik? As jy 'n nat tissue het of 'n nat papier het, dan plak hy mos makliker aan ietsie vas. As daar nou 'n nat papier is as daar water is op 'n papier, dan plak hy aan die tafel vas of iets soos dit. So die buitekant van die longe is nat en dit sit aan die nat binnekant van die ribbekas vas. Maak dit sin? En dit maak dat dit plakkerig is tot 'n mate en dan is daai area vorm amper soos 'n vacuum. So die manier hoe ek lug inkry in hierdie longe is letterlik net dat die ribbekas se spiere maak die ribbekas oop. En soos wat die ribbekas oop maak die longe saam met dit oop, want dit beweeg saam met die ribbekas en dit trek dan letterlik lug na die binnekant toe in. So elke keer as ek asem invat, dan maak die ribbes weier en dit maak opperboontoe en die diafragma trek af ondertoe. En dit maak haar hele spasie oper en dis wat die lug intrek. En dan as ek nou weer uitasem, dan ontspan al daai spiere, so die diafragma stoot weer opperboontoe en al daai spiere ontspan, so die ribbekas laat sak maar net en dit druk die lug weer uit. En dit gebeur alles outomaties van die dag wat jy jou eerste asem gevat het tot nou toe, oor en oor en oor en oor, sonder dat jy ooit vir jou rib moet sê, lig op. Of vir jou diafragma moet sê, kan jy stoot uit. Is dit nie ongelooflik nie? Hoeveel prosesse is daar nie in ons liggame wat outomaties net gebeur en aangaan en ons dink nie eers daaraan nie en ons weet nie eers daarvan nie tot die dag wat ietsie fout gaan. Wat kan fout gaan hier? 'n Voorbeeld van dit is as jy nou in die Kaap is en dis 'n bietjie van 'n wille area wat jy ingeloop het en iemand steek 'n mes of 'n glasbottel in jou ribbekas in. Ons het dit 'n paar keer gesien. Die Kaapenaars is baie lief vir mes steek of met 'n glasbottel. Ek weet nie hoekom dit so 'n ding is daar nie. Maar ons het oor en oor in Tygerberg Hospitaal en plekke soos dit, as jy in die ongevalle werk, dan kry jy nou iemand wat daar ingekom het, dan het hy een of ander skerp voorwerp gehad wat nou hier in sy ribbekas in was. En wat gebeur dan? As daar 'n gat is hierso tussen die ribbes, dan maak dit dat daar nie meer 'n vacuum is nie, daar's nie meer 'n vassuig proses nie. So dan, as jy nou die ribbekas het wat oopmaak, in plaas van dat die lug ingaan bo by die longe, dan suig die lug in deur daai gat. En dit maak dan dat daar lug inkom tussen die ribbekas en die long en dit stoot eintlik die long inner. So daai persoon kan al hoe minder. Elke keer as hulle probeer asemhaal, kom maar meer lug deur die gat in wat buitekant is en dit maak dat daai long dieper en dieper indruk binnekant toe en hulle kan nie lekker asemhaal nie. Nou dis iets eenvoudigs soos dit, maar weer eens, kyk hoe maklik kan iets verkeerd gaan. En hoe vergeet ons daarvan as dit alles oukei loop. Is dit net wanneer iemand anders besluit om skade te doen aan my longe wat iets kan fout gaan? Of is daar soms dinge wat ek kan doen wat 'n impak op dit kan hê? As ek kyk na 'n paar van hierdie voorbeelde, dan dink ek julle sal met my saamstem dat ons lewe in 'n wêreld wat heeltemal opgemors is. Daar is nie meer twyfel daaroor nie, né? En as ons kyk na hierdie voorbeelde, sal ons ook sien dat daar is dinge wat ek self doen en daar's dinge wat ander mense doen wat my gesondheid baie meer kan beïnvloed as wat baie keer vir ons ooglopend is. Ek kan goeders in my liggaam insit. Ek kan doelbewus asem vat elke paar ure aan 'n stukkietjie van gif, maar ek asem ook gif in om my wat die heeltyd daar is. Die gasse wat deur karre gemaak word, wat is nou die woord for pollution? Besoedeling. Sy net so weg. Daai besoedeling wat ons in die stede het en ek dink wat al hoe meer ook in die kleiner dorpies ook teekom, omdat tegnologie raak net meer, trokke raak meer, karre raak meer, alles wat gifstowwe maak raak meer. Selfs die skoonmaakmiddels wat ons in ons huise gebruik. Dink net daaraan, 50 jaar gelede het mense asyn gebruik om hulle huise skoon te maak en hulle was oukei geweest. Nou het ons 'n hele reeks van gifstowwe, want ons wil die kieme doodmaak wat waar is, maar daai gifstowwe doen ook skade aan ons op die einde van die dag. So, sonder dat ons eers uit ons pad uit hoef te gaan, kan ons nogal 'n ongelooflike hoeveelheid skade hê wat inkom. En hier is die vraag wat ek vinnig by wil net so 'n klein bietjie huiwer. En dit is, as iets in my longe inkom, stop dit daar. En dit is hoekom ons daai klein prentjie wat ons gesien het, waar daai babbeltjie vir ons wys die kontak met die bloedstroom, wil ons in gedagte hou. En ons gaan vanaand nie in soveel detail ingaan nie, ons kan miskien môre vinnig verder daaroor gesels.
Maar dis een ding wat ek dink ons baie keer van vergeet. Ons dink as ek vat nou byvoorbeeld, hulle het al die jare het hulle gedink iemand wat sigarette rook, gaan longkanker kry. En dit is waar daai sigarette rook affekteer die longe. Maar soos wat die tyd aangegaan het, het hulle al hoe meer besef dat daai sigaretrook het ook 'n effek op verskeie ander sisteme in die liggaam. En byvoorbeeld, iemand wat blaaskanker kry, amper ek dink meer as 99% van alle mense wat blaaskanker kry, is verwant aan rook, of eerstehands of tweedehands. Dit wys jou tot waar gaan daai gifstowwe. As jy kyk na die gifstowwe wat ons inasem van skoonmaakmiddels byvoorbeeld, is dit net my longe wat dit maak? Is dit net daai bietjie hoes wat ek kry omdat dit nie lekker ruik nie? Dit gaan alles in my bloed in. En alhoewel die suurstof die hoofding is wat gemaak is om in die bloedstroom in te gaan, is enige gas wat in die lug is wat ek nie kan sien nie, is 'n gas. Hy's klein genoeg, daai molekules is klein genoeg om ook deur daai wand te kan beweeg. En uit die aard van die saak uit, die groot oormeerderheid van wat ek in my longe inasem, gaan op die einde van die dag in my bloedstroom opeindig. Is dit iets wat 'n mens 'n bietjie so half, dit maak so half dat jy jou asem bietjie wil ophou, jy's bang om die volgende asem amper te vat. Ons gaan, en ek moet sê, met die tyd wat kort is, ons het nie so baie tyd vir die res van die naweek nie, so my kop het probeer hardloop deur, hoe kies mens waaroor jy gesels, maar een van die dinge wat ons 'n klein bietjie oor sal gaan gesels en 'n bietjie tyd by gaan spandeer, is om 'n bietjie meer te leer oor wat kan ek doen, en ek dink dit gaan ons spesifiek Sondag oor praat vir die van julle wat kan kom, ek hoop julle gaan nie kan wees, want ons gaan probeer om net vas te stel, wat kan ek doen om my liggaam te help, om skoon te maak wanneer daar al klaar goeders ingekom het, want ek is seker as julle na hierdie prentjies kyk en ons prosesseer nou hierdie storie en ons besef, ons het nou die paadjie in ons kop van waartoe gaan daai asem, deur die sinusse, deur die pypie, in my longe, is in my bloed. So wat maak ek met al die gifstowwe wat ek nou vir gister se jaar en die vorige jare en al die jare lank al ingekry het? Waartoe het dit gegaan? Wat het met dit gebeur? Ons gaan daaroor gesels om te kan uitvind, wat het met daai gifstowwe gebeur? Wat was die moontlike impak van dit? Maar hoe kan ek my liggaam ook help om van goeders ontslae te raak wat dalk nog steeds vasgevang is in my stelsel? Wat kan ek doen om my liggaam te help? Wat kan ek doen om my longe gesond te hou? En as ons na hierdie prentjie kyk, dink ek nie julle sal met my stry nie. Ons almal weet dat hierdie is gesonde goed. Is ek reg? Dis nie eers dat dit regtig, jy weet, so 'n uitdaging is om by dit uit te kom nie. Ons weet dat varslig is belangrik vir ons. Ons almal het nou al honderde kere gehoor, dit is goed om te oefen en goed om, jy weet, genoeg water te drink en al die dinge te doen. Maar kan ons nou sien hoe hierdie prentjies bymekaar kom? As ek nou kyk na hierdie prentjie van iemand wat oefen, besef ek, wow, okay, dit maak al die spiere sterk wat die asemhaling verbeter. Dit maak dat daai babbeltjies lekker groter oopmaak sodat hulle nie plat val nie. Dit maak dat daar gesonde vars lug is wat in die longe en op die einde van die dag in my bloed inkom, wat natuurlik ook 'n positiewe impak het. So elkeen van hierdie dinge wat ons al lankal weet is goed vir ons. Besef mens nou is goed vir meer as een stelsel. En so kom die prentjie bymekaar en ons besef dat die Here het vir ons gesonde goeders gegee vir watter rede. En hier sal ek weer eens sê, wat is die goed wat ons die algemene tye hoor? As mens praat van, dit is eintlik goed om te oefen of is goed om meer water te drink, het julle al gehoor hoe vinnig ons is om te spring en te sê, ek hou nie van water nie. Of ek is nie lus vir die nie. Is dit nie so nie, ons almal doen dit, is dit nie? Maar hoekom het die Here vir ons daai goeders gegee? Om ons te straf? Die Here wil regtig eintlik net vir ons sê, ek wil baie graag hê jy moet gesond wees. En daar's 'n klomp verskillende dinge wat jy uit die aard van die saak uit in jou beheer het en wat eintlik vir ons deur die Here gegee is om beheer oor te kan uitoefen, wat ons gesondheid kan affekteer. Ons gaan praat oor 'n paar beginsels. Maar daar's hierdie afgelope paar maande eintlik 'n paar keer is die vraag aan my gestel, maar waar kom al hierdie goeders vandaan? En die departemente van leefstylgesondheid wêreldwyd, en ek het eintlik vanmiddag het ek vir ChatGPT gevra, weet hoeveel plekke is daar in die wêreld wat nou lifestyle medicine as 'n fakulteit het en is eintlik ongelooflik. Soos jy sê, daar is eintlik vreeslik baie universiteite wat nou begin om leefstylmedisyne aan te bied. Daar's verskillende plekke wat die navorsing doen daaroor. En waarna kyk hulle? Hulle kyk na wat is die impak van as ek goed gehidreer bly en ek oefen gereeld en ek het vars lug en al dit, wat is die impak op my gesondheid? Maar wat interessant is dat hulle ook verdere studies nou begin doen het. En hulle kyk, wat is die impak van hierdie leefstylbeginsels
in vergelyking met die standaard medikasiebehandelinge wat gewoonlik toegedien word. En daar is verskeie navorsingsstudies wat nou meer en meer bewys dat die leefstylbeginsels is meer effektief as die medikasie. Nou dit gee vir my hoop, want dit sê vir my dat ons dien 'n skepper God wat nie gewag het vir 6000 jaar van hierdie aardse geskiedenis en vir mense toegelaat het om so siek te wees en reg op die einde het hy besef, okay, nou gaan ek julle toelaat om medikasie te ontdek nie. Maak dit eintlik sin dat dit is 'n liefdevolle God wat hierdie wondergawe weerhou van die mensdom vir ewig en dan heel op die einde sê, okay, ek gaan nou uiteindelik vir julle toelaat om dit te ontdek. Wat dit eintlik vir my sê, is dat die basiese dinge wat die Here geskep het, was van die begin af ons behoed gewees. En as ons kyk na die leefstylmedisyne, is dit interessant, want hulle het letterlik hierdie beginsels, en ons gaan deur die res van die naweek gaan ons 'n klein bietjie verder loer na, waar kom hierdie beginsels vandaan? Wat is die eintlike agtergrond of die oorsprong van hierdie beginsels? Maar dit is dinge wat ons al hoe meer leer, wat ons gesond hou. En ek weet nie wie van julle het al gehoor van die Nieuwstaatbeginsels nie. Ek dink is iets wat meer en meer bekend raak deesdae. Die Nieuwstaatbeginsels is eintlik maar net iemand wat 'n rympie gemaak het met die dinge wat hulle besef het wat regtig belangrik is. En die Engelse rympie sê nou Nieuwstaat, maar dit is eintlik maar nutrition, exercise, water, al hierdie dinge wat vir ons baie keer klink asof dit is maar net, ons weet dit is belangrik, maar dit klink amper bietjie te eenvoudig. Is dit nie so nie? Ons gaan dieper kyk na dit oor hierdie naweek. Maar daar's 'n versie in die Bybel wat eintlik dit so mooi vir ons opsom, en ek wou vanaand net ons aandag na dit toe getrek het. Nou, ek het die Engels weergawe op hierdie skyfie, maar ek dink dit is 'n versie wat baie van ons ken. Daai versie in hierdie spesifieke gedeelte van die Bybel sê so mooi vir ons, vertrou op die Here en moenie op jou eie verstand staatmaak nie. In al jou weë, ken hom in al jou weë. Wat bedoel dit om iemand te ken? Wat bedoel dit om God te ken in jou weë? Sou julle saamstem? Dit bedoel, vra 'n bietjie vir hom daaroor. As ek sê, jy weet, ek moet net met my man gesels. As iemand vir my sê, hoor jy wil julle by ons kom eet, en ek sê vir hulle, ek moet net met my man gesels. Wat bedoel dit? Dit bedoel, ek wil weet wat sy opinie oor dit is. Ek wil sy insette kry daaroor. Is dit nie? Dit bedoel dat ek wil saam met hom gesels, want ek weet dit is nie net my besluit nie, dit is 'n gesamentlike besluit. Wat sê die Here hierso vir ons? Hy sê, in alles wat jy doen, wil ek hê jy moet my opinie kom vra. Ek wil hê jy moet by my kom uitvind wat ek dink. En hoekom dink julle die Here sê dit vir ons? Al hierdie dinge wat ons nou vanaand so mooi gekyk het, van hierdie longe wat so gemaak is, wat ons aan die lewe hou, wat by ongeluk ontstaan het, nê? Is dit hoekom die Here sê, ken my? Of sê hy, kom ken my in al jou weë, want ek is die een wat jou aan mekaar gesit het, ek is die een wat hierdie goeders ontwerp het, en wat letterlik die krag gehad het, om hierdie plan in my gedagtes te dink, en met 'n woord dit uit te spreek, en dit alles aan mekaar te sit. Die Here sê vir ons, ek weet wat ek gedoen het, so kom vra my opinie, kom ken my in alles wat jy doen, en dan gaan dit so 'n bietjie verder, en dit sê, moenie in jou eie oë wys wees nie. Ek sou daai versie nog 'n bietjie verder uitbrei en sê, ek dink dat die Here sê daarby, oppas om in mensekennis wysheid te soek. En hy kontras dit, is dit nie? Moenie op jou eie hart staat maak nie, en moenie op mensekennis staat maak nie, maar kom ken my in al jou weë. Plaas my hoër as mensekennis. En dan gee hy vir ons hierdie wonderlike belofte, en hy sê, as jy my vrees, en wegbly van dit wat skadelik is, dit sal gesondheid bring vir jou vlees, en sterkte vir jou gebeendere. Is dit nie kosbaar nie? Soos wat ons hierdie eenvoudige Nieuwstaatbeginsel so klein bietjie gaan verder ondersoek hierdie naweek, dink ek julle sal sien saam met my, dat hierdie versie is 'n opsomming van 'n gesondheidsreël vir ons lewens, wat nie enigstens deur enige mensekennis nog ooit meer waar kon bewys word nie. Die Here sê, ek het die volledige plan, ek het die volledige ontwerp. Kom check net in by my, en ek gaan vir jou verduidelik, ek gaan vir jou wys, ek gaan jou wysheid gee. Om af te sluit mee, het ons nou so 'n bietjie gesels oor die longe, en dis maar net een deel van die liggaam. En ons het gepraat oor die feit dat die longe maar eintlik net 'n
'n ingangspunt is vir iets om by my bloed uit te kom. Môre gaan ons bietjie verder gesels oor die bloed. Maar ek wil een laaste versie bybring hierso, wat vir my vanmiddag eintlik vir die eerste keer meer betekenis gekry het toe ek weer daaraan gedink het. Julle almal ken hierdie versie waar Jesus vir die mense gesê het, die mense aan die lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. En Jesus het eintlik Deuteronomium gekwoteer. Hy het eintlik die mense teruggewys na 'n beginsel toe wat al in Deuteronomium al vir hulle gegee is. So as ons hierdie versie in Deuteronomium lees, dan sien ons dat die Here verwys hierso na die tyd wat hy die Israeliete in die woestyn gehad het en hoekom hy hulle met manna gevoer het en hoekom hy hulle toegelaat het om eers te wonder waar die kos vandaan gaan kom voordat hy die kos vir hulle gegee het. En hierdie versie sê, praat van God, hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed. Iets waarmee, en dis 'n interessante ou vertaling hierdie, maar dit sê basies iets waarmee nie jy of jou voorvaders nog ooit bekend was nie. So dit was iets nuuts vir hulle gewees, hierdie manna wat hy hulle mee gevoer het. En natuurlik was dit ook iets nuuts vir hulle om uit die hemel kos uit te kry. Ek moet sê, ek is jaloers, ek wens baie keer ek kan iets soos dit ervaar. Maar hier sê die Here, hy het toegelaat dat hulle honger moes kry, sodat hy hulle met kos uit die hemel uit kon voer, iets wat vir hulle almal nuut was. En wat sê hy, wat was die rede? Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar hy leef van elke woord uit die mond van God. Nou, ek weet nie wat vir julle hier uitstaan nie, maar dit het vir my vanmiddag vir die eerste keer getref, dat 'n mens kan nie 'n woord vorm sonder asem nie. En Jesus sê herhaaldelik in die Bybel vir ons, dat sy woord is 'n lamp vir ons voet. Sy woord gee vir ons lig. Sy woord is wat ons voed. Met ander woorde, dit is sy asem wat ons voed. En reg aan die begin sê die Bybel dat God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en die asem in sy longe ingeblaas of in sy neus ingeblaas. So net soos wat die Here ons aan die lewe gebring het deur sy asem in ons in te gee, so ook word ons aan die lewe gehou, nie net deur wat ons eet nie, maar deur sy woorde, deur sy asem. En ek hoop dat ons sal hierdie naweek deur kan gaan, nie net met wegstap en dink, nou weet ek, okay, dis gesond en dis ongesond en ek moet nie dit meer eet nie en ek mag nie dit meer eet nie, maar dat ons sal weggaan met 'n nuwe, absolute verwondering vir wat die Here geskep het. Met sy bedoeling vir hoekom hy ons aan mekaar gesit het en met die feit dat sy oorgrootte meerderheid van alles wat hy vir ons gee, al die inligting, al die raad, al die reëls wat hy vir ons gee, is net daar om vir ons te kan sê, ek wil my asem in jou inblaas, want ek wil vir jou lewe gee, soos jy nog nooit van tevore ervaar het nie. Soos wat hy vir hulle manna gegee het, wat hulle nog nooit geken het voorheen nie, wil hy vir ons met sy woord voed op 'n nuwe manier. En ek hoop dat ons die Here opnuut sal kan leer ken in hierdie tyd saam, en dat ons in verwondering kan sal sê, Here, ek wil my liggaam aan U opoffer as 'n heilige tempel, waarmee die Heilige Gees in ons kan leef en met ons kan kommunikeer. En dat daar niks kan tussen ons staan, of niks in ons pad kan staan, wat ons kan verhinder om met die Here te kan kommunikeer nie. As dit ook julle gebed is, om dit saam met my deur te gaan vir hierdie tyd, wil ek julle uitnooi, om saam met my te kniel, en dat ons naweek oopmaak met 'n spesiale gebed. Dierbare Hemelse Vader, gesondheid is een van daai dinge wat 'n teersaakie kan wees vir baie van ons. Ek weet dat daar is so baie mense wat al seer gekry het deur nie net hulle ervarings met siekte of met swakheid nie, maar met verskeie ervarings van hoe dinge baie keer kan meegedeel word en hoe gesondheid baie keer vir ons kan voorkom as iets wat met 'n las saamgaan. Maar Here, ons staan vanaand weer eens verwonder dat U ons liggame so wonderbaarlik geskep het en dat geen ongeluk of Big Bang of enige mense kennis ooit kan naby kom aan die werklikheid nie en die waarheid wat onbetwyfeld is nie. Here, met hierdie waarheid wat ons in die gesig staar, dat U ons met U eie hande gevorm het en U asem in ons ingeblaas het, wil ons asem en ons liggame weer aan U opdra en ons vra dat U ons sal aanhou leer, soos wat U beloof het, om ons liggame, gesondheid en ons gedagtes op te pas, sodat ons nader aan U kan wees. In Jesus naam. Amen.